Jy kan 'n mens se lewe verander. Die verhaal van 'n jong dogtertjie uit Israel. Naaman word genees van melaatsheid. Naaman, die hoof van die leer van die koning van Aram, was 'n gesiene man wat die agting van die koning geniet het. Deur hom het die Here 'n oorwinning aan Aram besorg. Die man was 'n dapper soldaat, maar hy het melaats geword. Op een van hulle strooptogte die Arameërs se jong dogtertjie uit Israel ontvoer, wat Naaman se vrou se bediende geword het. Sy het vir die vrou gesê: "Ag, as meneer net by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gesond maak." Verlede jaar vir die eerste keer toe wen ek 'n gelukkige trekking. Dit was vir my so 'n bietjie snaaks geweest, want die gelukkige trekking was om jou naels te laat doen by 'n salon. So ek het dit vir iemand persent gegee. Maar hoe lekker was dit nie vir my om vir mense te vertel dat in die eerste keer in my lewe het ek iets gewen uit 'n gelukkige trekking nie. Sit en dink 'n bietjie aan die 3 of 4 beste dinge in jou lewe. En hoe lekker dit is om vir mense te vertel van iets wat mooi is, iets wat jy waardeer, iets wat goed in jou lewe is. Wie van julle het iets wat so goed was vir jou, en dan hou jy dit geheim? Dan sê jy dit vir niemand nie. Nee, ons doen dit nie. Want uit nature deel ons die beste wat met ons in die lewe gebeur. Met ons familie, met ons vriende, ja, partykeer selfs met vreemdelinge. Sit en dink nou, aan wat is die redes wat jy vir jouself gee, van waarom jy nie van Christus vertel nie. Dis nie my temperament nie. Ek het nie dieselfde geleentheid nie. Dit is nie my gawe nie. Dis iemand anders se verantwoordelikheid. Dit is privaat. Maak maar jou lysie. En dan dink jy dat die Here Jesus Christus die beste ding is wat ooit in jou lewe gebeur het, en hoe jy die natuurlike proses om dit te deel met die mense rondom jou teestaan. Dit is wat die verhaal van hierdie dogtertjie uit Israel, 'n slawe diensmeisie in die huis van Naaman, merkwaardig maak. Meet al die verskonings wat jy op die lysie het teenoor haar situasie. Dink aan die magtigste mens wat jy ken en aan die onmagtigste mens wat jy ken. En dan weet jy hoe groot was die gaping tussen Naaman en hierdie naamlose dogtertjie. Dink hoe groot was die gaping. Maar hierdie dogtertjie het gehad wat Naaman gesmag het om te hê. Sy het gedeel. Sy het hom in die rigting van God gewys. En weet jy, Naaman was haar vyand. Dit is sy skuld dat sy uit haar familie uit is, dat sy ontvoer is, dat sy haar drome, haar lewe moes prysgee. Dit is sy skuld. Hy was die vyand. Maar sy het gehad wat hy gesmag het, en sy het dit gedeel. Moenie vergeet van waar dit gebeur het nie. Dit het gebeur in die huis van Naaman. 86% van gelowiges sê maar hulle het die evangelie ontvang in hulle huis, tussen hulle mense, tussen hulle vriende, tussen hulle wat naby is. Dink net vir 'n oomblik daaroor. Dat jou verantwoordelikheid om die evangelie te deel, is nie in die eerste plek by die mense wat daar ver is, wat vreemd is, wat vyandig is of wat onbekend is nie. Is om die evangelie en die goedheid van God in jou lewe te deel met hulle wat daagliks rondom jou is. Kan jy hulle nodigheid vir Christus sien? Het jy al agtergekom hoe mense se lewe sonder God lyk? Want as God nie die middelpunt van jou lewe is nie, wat is dan die middelpunt? En dan word God self jou, jammer,
Dan word jy self jou eie verwysingspunt. Kom nou neem ons die voorbeeld, dan gaan staan jy op die strand en jy sien die son opkom oor die horison en dit is ongelooflik mooi. En vanmiddag dan sien jy weer hoe die son afgaan. En jy sit en dink dit is die son wat beweeg. Maar dis net 'n illusie. Dis 'n perspektieffout wat jy het. Want uiteindelik is die son die een wat stil staan, maar die werklikheid is jy op aarde is die een wat beweeg. En so maak die mense hierdie perspektiewiese fout wanneer hulle sonder God lewe, want nou word hulle die middelpunt van die lewe wat dan rondom hulle moet draai, en in terme van verhoudings word hulle eie verwysingspunt. Dit is dalk een van die plekke waar 'n mens die vinnigste persoon se verhouding met God sien, want soos wat jy in jou verhouding met God is, so is jy in jou verhouding met mense. En dan in verhoudings, dan sien ons die nood van God. En dan sien ons dat in ons verhoudings, dan moet ons doen wat God vra, God se reëls. Maar as ek met myself, my eie reëls staan, hoe vergewe ek? Hoe gaan ek terug? Hoe probeer ek weer? Hoe leef ek in dankbaarheid in die beste van die verhouding saam? As jy nie God het nie en jy het jou eie verwysingspunt, hoe bepaal jy wat is goed en sleg? Ek gesels eendag saam met 'n persoon wat daarop aanspraak maak dat hulle agnosties is. En die vraag wat ek wil vra is presies hierdie een. Hoe weet jy dan wat is goed en wat is sleg? En die antwoord wat vir my gegee word is, ek kyk na myself en ek besluit by myself, want ek self is die verwysingspunt. En nie dom is dit nie om so 'n verwysingspunt te hê nie, want ken jy nie jouself nie. Jy weet dat jy uiteindelik op hierdie dieet is waarin jy hierdie liggaam wil hê, maar die oomblik wanneer jy by 'n kitskosplek verby, dan trek jy eers af vir net dit en die dieet is verbreek en die langtermyn doelwit is vir 'n oomblik vergete. En ons maak nie net so met ons kos nie, ons maak ook so met die ander dinge in ons lewe en ons maak ook so met die belangrikste dinge van wie ek wil wees en wat ek wil word en wat uiteindelik goed is vir my. Waarom dat ek in die middelpunt staan, is my lewe doodgewoon wispelturig, soos my grille dit gee, en weet ek self nie wat is goed, en weet ek self nie wat is sleg vir my op die lang termyn nie. As jy nie God het nie, wat is dit wat betekenis in jou lewe gee? Jy weet, Naaman was in sy omgewing die prentjie van 'n suksesvolle lewe. Geld, mag, bekendheid, eer. En is dit nie maar dieselfde goed wat die mense wat die lewe in ons tyd die beste doen, ons hulle voor vereer nie? Die superrykes, die superbekendes, as in ons tyd die invloedrykes, of die beïnvloeders, wat so 'n groot invloed op die samelewing het. Maar dan lees ons ook van hoeveel van hulle eindig in 'n rehabilitasiesentrum, omdat daar iets in hulle lewe mis is, iets in Naaman se lewe mis is, iets in die mense rondom jou se lewe mis is, betekenis. En jy kan dit sien, en jy het wat die mense rondom jou nodig het, waarom sal jy dit nie vir hulle uitdeel nie? En mense kan praat oor die lewe, en hulle praat oor hoe 'n mens behoort te lewe, maar weet julle, die dood is die groot gelykmaker. Wat is die hoop wat 'n ateïs in die dood het? Wat is die hoop van iemand wat sê mens kan God nie ken nie en die dood het? Daar is geen hoop oor die dood sonder God nie. Ek lees die verhaal van die tweeling in die moederskoot wat stry.
oor of daar lewe is na geboorte, en die een sê nee, dat kan nie wees nie, want as ons van hierdie koord los is, dan gaan ons dood, en die ander een sê, maar dit moet wees, ek het hande, ek moet kan vat, ek het voete, ek moet kan loop, ek het bene, ek het 'n liggaam, ek moet kan leef. Dit is hoe ons hierdie kant van die dood leef, dat ons weet, ons het 'n verhouding met God, en die betekenis van hierdie lewe vind ons juis in die verhouding met God, en daarom is ons nie bang vir die dood nie, hoef ons nie hier so lank as moontlik te leef nie, maar kan ons uitsien na die beter lewe aan die ander kant. Jy sien, mense wat self hulle verwysingspunt word magteloos vir die situasie waarin die lewe hulle plaas. En hulle staan voor hulle eie hindernisse, net soos Naaman. Maar die dogtertjie het geweet wat hy nodig het. In Naaman se huis was Naaman deel van haar kring van invloed. Sy moes so 'n ompad vat. Maar weet julle wat het sy gehad? Sy het geweet daar is 'n God. En dink mooi, sy kon nie aan die Joodse feeste deelneem nie, sy kon nie na die tempel toe gaan nie, sy kon niks van die geloofsrituele doen nie, want sy was 'n diensmeisie in 'n heidense land, in 'n heidense huishouding. Maar sy het die werklikheid van God en die krag van God geken. Maar nie net het sy dit geken nie. Sy het ook 'n verantwoordelikheid geken. Die verantwoordelikheid dat as dit voor God gaan, dit nie net om haar eie lewe gaan nie, maar ook die rondom haar se lewe. En sy het ook die verantwoordelikheid geken om die boodskap van die almagtige God te kan vertel en vir Naaman te kan wys in die rigting om daardie God te gaan soek, te gaan opsoek. As dit 'n siekte is wat jou na God dryf, as dit 'n leegheid is wat jou na God dryf, of dit 'n lewenssituasie is wat jou na God dryf, dit is maar net die instrument. En dan is daar iemand anders wat jou wys in die rigting dat 'n nuwe lewe saam met God vir jou 'n nuwe begin beteken. Hierdie dogtertjie het geweet dat daar 'n God is, het sy almag geken en het geweet dat sy verantwoordelikheid deel vir die mense rondom haar in die lewe. As jy so 'n dogtertjie wil wees, wat God wil deel, word 'n bemoediger. Ek kan dink hoe Naaman probeer het by al die dokters en hy uiteindelik gehoor het, maar nee, ons kan jou nie help nie. En hoe hy probeer het by die wysgeere en hoe hy probeer het by die afgode. En die antwoord was nee, hy kan nie help nie, nee, hy kan nie help nie. Laat hy hopeloos geword het. Maar nie die dogtertjie nie. Die dogtertjie het hoop gegee. En die dogtertjie se hoop was 'n werklikheid. Was 'n werklikheid wat nie gesetel was in iets wat Naaman moes doen nie, wat nie gesetel was in iets wat sy kon veroorsaak nie, maar was gesetel in die seker wete van God en wat God kan doen en hoe God is. En dis wat mense hoop gee. En dis wat jy vir die mense rondom jou kan gee en behoort te gee. Maar dis nie al nie. Hierdie dogtertjie het ook 'n voorbeeld gegee. Het julle al daaraan gewonder, hoekom het Naaman nie net sommer die advies of die raad van die dogtertjie net weggevee en gesê, hier is belangrike dinge, wat sal die kind daaroor kan sê nie? Maar waarom hy daarop gerespondeer het? Daar's twee redes. Die eerste een, ek dink dit is 'n teken van hoe groot sy nood was. Maar die tweede een, ek dink die dogtertjie het 'n voorbeeld gegee van haar eie geloofsgetuienis, terwyl hulle die oorlog verloor het, terwyl sy in 'n vreemde land was en in 'n vreemde huishouding was, het sy steeds gehaat wat Naaman gesmag het, en dit was haar lewensvoorbeeld, haar getuienis wat sy gegee het, wat dit geloofwaardig gemaak het, toe sy van Naaman gesê het, gaan na die profeet, gaan soek God, hy kan jou red. Jy moet nooit haar posisie vergeet nie. Diensmeisie.
daarmee vereenselwig elke gelowige hom of haarself. Want ons is geroep tot diensknegte of slawe in die koninkryk. Wil jy weet hoekom? Want dit is diens wat toegang tot 'n persoon se binnekant gee. Miskien is dit net om iets te help aandra, miskien is dit net om iets vir iemand te doen, miskien is dit om by iemand kan sit en moed in te praat, of 'n gebed te doen, of miskien is dit om 'n lewenspad met iemand te loop en 'n diep vriendskap te vestig, wat op diens geskoei is. Want deur diensbaar te wees, het jy toegang tot 'n persoon se binnekant, waar jy werklike hoop kan bring. En miskien is dit een van die vernaamste redes van waarom ons nie die evangelie wil bring nie. Want ons wil die evangelie bring uit 'n posisie van verhewendheid, ons wil die evangelie bring uit 'n posisie van beter weterigheid, ons wil die evangelie bring uit 'n posisie van ek is reg en jy is verkeerd. Maar nee, dis nie Christus se gesindheid nie. Dis nie die dogtertjie se gesindheid nie, en dit behoort ook nie jou nie te wees nie. Dat deur diens jy toegang tot 'n persoon se binnekant het en daar die hoop van die evangelie bring. En toe Naaman terugkom, toe is die dogtertjie nog steeds daar. Jy weet, baie keer sit ons dink ons dat ons een keer met iemand in die lewe praat, of dalk 'n tweede keer met iemand in die lewe praat, of dalk 'n derde keer met iemand in die lewe praat, en dan gee ons 'n kans om te respondeer, en as hulle nie respondeer nie, dan sê ons vir hulle, hoor hierso man, ek het daar my bes probeer, en ons regverdig dit so voor die Here en vir onsself. Selfs as iemand positief respondeer, dan los ons hulle dikwels, en dan kan ons nie verstaan van waarom hierdie persoon nou ewe skielik weer van die pad af is nie. Bly deel van daardie persoon se lewe. Bly deel van jou diensbaarheid. Bly hoop gee, bly 'n voorbeeld gee. Bly. Want dit is wat jy nodig gehad het om jou geloofslewe te laat groei, is dit nie? Iemand wat bly. En dit is wat jy vir iemand anders kan gee. Mag die evangelie van Christus nie by jou stop nie. Maar dit is jou roeping om dit te deel. By die mense rondom jou. Die mense in jou huis, die mense by die werk, die mense in jou vriendekring, die mense onder wie jy invloed het. Dat jy daar 'n bemoediger sal wees wat vir hulle hoop sal bring. Op 'n lewende God. Jy sien nie die nood van mense raak nie. Jy weet mos ook van die hoop wat Christus bring. Wys die mense in jou lewe na God. Dit is jou lewensroeping. Amen.